Goeiemôre almal, vandag is dit donderdag, ek het gister 2 dinsdae in 1 week gehad, ek wil my week langer hê, maar vandag is dit definitief donderdag, die 20ste November, die jaar 2025, en so lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, en vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor afgoderry. Nou, afgoderry kan gedefinieer word aan dit waaraan jou hart vasklem, dit waarop jy jou diepste vertroue plaas. Dit kan aansien wees, dit kan geld wees, dit kan hartstogte wees, dit kan ook jou kinders of 'n kar of 'n huis, besittings wees. Wie of wat ons ook al aanbid, dit bepaal ons hele lewenswyse. Israel het die Here aanbid, maar hulle terselfdertyd ook hulle afgode se guns probeer wen. Die Here het egter onverdeelde trou geëis, en hy eis dit vandag nog, en uiteindelik sy volk verwerp, omdat hulle ook ander gode bly dien, in plaas van net om op hulle aandag op hom te vestig. Maar kom ons lees in sy woord, hoe voel hy daaroor? Eksodus 12 vers 12, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, en al die eerstgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek is die Here, halleluja. Daar is niemand soos ons God nie. Deuteronomium 5, ek lees hier van verse 4 tot 10, en dan gaan ek 29 tot 33 lees. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen gesneede beeld maak, van enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters, wat onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou, halleluja. Ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees, sê die Here vir Moses, want toe sien hy die volk is bevrees, hulle wil nie met hom praat nie, hulle wil hom nie sien nie. En al my gebooie altyd onderhou, dat dit met hulle mag, en hulle kinders vir ewig mag goed gaan, sê vir hulle, gaan maar terug na julle tente toe, maar jy bly hier, en bly by my staan, dat ek jou kan meedeel, al die gebooie, en die insetting en die verordeninge, wat jy vir hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek aan hulle gaan gee om dit te besit. Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het. Julle mag nie regs of links daarvan afwyk nie. In al julle weë wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en al die dae van julle lewe verleng in die land wat julle in besit gaan neem. Al wat die Here vra en eis van ons is gehoorsaamheid. Psalm 16 verse 1 tot 4. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen ander goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie ek al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer sal menigvuldig wees. En ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Ons laaste gedeelte kom hier uit Handelinge 14 vers 11 tot 17. En Paulus, hulle kom spreek hierdie manne toe daar, en toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle stem en hulle sê in Lykanonies, die gode het soos mense geword en hulle het neergedaal na ons toe. En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kraanse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer, maar toe die apostels, Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle en ons verkondig die evangelie, dat dit julle van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het.
Hy het hulle in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie dat U 'n lewende God is wat ons kan aanbid. Here, ons wil voor geen ander God ons knie buig nie. Ons wil niks en niemand anders aanbid nie behalwe vir U. Here, want U is God en buiten U is daar niemand anders nie. Geen afgod kan doen wat U doen nie. Here, U, wanneer ons tot U kom en ons bid en ons vra, Here, dat U iemand sal aanraak wat siek is, Here, kom U en genees daardie persoon. Watter ander afgod kan dit doen? Hulle kan nie. Hulle het nie die krag en die mag wat U het nie. Here, U is alles wat ons nodig het. Ons wil U loof en prys en eer. Amen en amen.